Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Wat by sy slaapkamer uitgaan, vol vreugde, soos 'n held wat op die pad hardloop. Aan die een kant van die hemel gaan hy op en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak, dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die onkundiges. Die opdragte van die Here is reg, dit maak die hart bly. Die gebod van die Here is suiwer, dit verhelder die oë. Ontzag vir die Here is rein, dit hou vir altyd stand. Die beslissings van die Here is waar, dit is almal regverdig. Dit is begeerliker as goud, begeerliker as 'n oormaat fyn goud. Dit is soeter as 'n heuningkoek wat drup. Boonop, u dienskneg word daardeur gewaarsku. Wanneer 'n mens daarby hou, is die beloning groot. Wie het insig in sy onbewuste dwalings? Spreek my vry van verborgde sondes. Weerhou u dienskneg ook van vermetelheid. Laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredings. Laat die woorde van my mond en die bepeinsings van my hart vir u aanvaarbaar wees. Here, my rots en my verlosser. Goeiemôre Ligpunt. Baie welkom hierso by ons eerste samekoms vir die jaar. My naam is Dewel, soos dit nie op my hemp staan nie. Ek is hier op die voltydse span by Ligpunt. Ek het op pad hiernatoe vanoggend agtergekom, ek het nie eers behoorlik geskeer nie. My baard kruip nog hier met die keel af na die bors toe. So ek is nog iewers in Desember, maar ek het agtergekom vanoggend, ek is in goeie geselskap met 'n paar van die manne wat hier sit. So vriende, baie welkom hier by ons, baie welkom by hierdie nuwe jaar. Dit is ons eerste samekoms en dit is seker nou al 'n tradisie hier by ons om die nuwe jaar te begin met 'n Psalm vir perspektief. Ons sal volgende week weer na 'n Psalm vir perspektief kyk en vanoggend gaan ons baie kortliks hier na Psalm 19 kyk. Dankie vir die lees en dankie vir die gebed. Alles waaroor gesing is vanoggend, alles waaroor gebid is, alles wat nou gelees is eintlik al wat ek gaan sê. Vriende, om ons na dit toe te bring, wil ek begin met hierdie foto vir ons uit Beijing uit. Dit wys die, ja, daar is hy, goed. Dit wys die beroemde skerm by Shimao-Tianji. Ek het geoefen om daardie te sê. Dis 250 meter lank en is 30 meter wyd. Jy kan gaan swem in hierdie skerm as jy wil. Julle is blykbaar iets om te aanskou en dit kan 'n mens seker laat voel dat jy self 'n groter skerm vir jou eie huis nodig het. Dalk is 2025 vir jou die jaar van groter en beter. Julle aan die ander kant van die wêreld, as ons na die volgende skyfie kyk, in New Jersey. Baie van julle weet wat ek nou gaan sê. As jy onlangs sou opkyk, sou dit waarskynlik wees om al die drones in die lug te sien. Daar het onlangs 'n gekoördineerde beweging van drones oor New Jersey verskyn. En dit lyk na gevorderde tegnologie. Niemand sit met een van hierdie drones in sy hand om te bestudeer nie. Nie eers die regering weet konsis wie dit gekoördineer of wat die doel daarvan is nie. Maar met al die drone-oorlogvoering in Oekraïne is mense natuurlik baie bekommerd oor hierdie ongewone verskynsel. En die nuus is vol van dit. So, jy weet, op die skerm hier sien ons die inligting van al die publieke waarnemings wat in Desember gemaak is van hierdie drones oor New Jersey. Dis baie, né? Vriende, van skerms wat ons wil insluk, na drones wat dreig in die lug. Ons wêreld natuurlik is vol begeerlike dinge en vol vrese. En ons lewens word natuurlik baie maklik verstrengel in dit. Psalm 19 begin deur ons koppe te lig na iets meer as dit. Dit lig ons koppe hoër as hierdie dinge. Na die standvaste werklikheid van God. Sodat ons hom sal aanskou en sodat ons lewens in perspektief met hom sal bring. En so, dis die eerste punt wat Psalm 19 vir ons maak vanoggend. Die Psalm wil ons aandag rig op die Here, om hom bo als te aanskou.
Jy weet nou, Dawid het waarskynlik hierdie psalm geskryf in die oop velde, soos hy kuddes opgepas het. Ons het nou net gehoor in die gebed dat baie van ons kon in Desember ook so 'n bietjie onder die oop hemel gaan sit. Maar dis waarskynlik waar Dawid was toe hy hierdie psalm bedink het. Soos hy die nagte om sou sit om te waak oor die diere, aanskou hy natuurlik die hemelruim. En hy sien vir God daardeur. En dit gee vir hom 'n lewensperspektief wat hy nou vanoggend dan met ons kom deel. Vers 2 begin met hierdie gedagte. Dit sê die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Nou dis moeilik vir stadsjapies soos ons om hiermee te identifiseer en boonop is ons nie meer vandag so ingestel in ons kultuur om na die hemelruim te kyk soos wat mens deur 'n venster sou kyk na iets meer nie. Ek onthou as kind het iemand op 'n TV-program iets gevra wat my bygebly het en dit het my eintlik anders laat kyk na die hemelruim. Toe ek dit hoor, hy het gevra, are the stars simply pinpoints of light or are they pinholes in the curtain of night through which we behold a greater glory? En vriende, ek dink dit is hoe Dawid in hierdie psalm na die hemelruim kyk. Dis vir hom gaatjies, loergaatjies in 'n donker gordyn waardeur hy die troon van God sien deurskyn. Dis asof hy in 'n ander dimensie inkyk deur die lig van die hemelruim. Die hemelruim wys die dimensie van God se wese, hoe groot hy is. Dit verkondig sy grootheid. Dit wys hoe ver die koninkryk van God se lig strek, sy alomteenwoordigheid. Dit wys die onblisbare lewe van God wat die hemelruim elke liewe dag bly onderhou. So dit wys die ewigheid van God. Dit julle en soveel meer van God is wat die hemelruim verkondig. Mens moet soms 'n rukkie stil sit om te begin hoor hoe dit met jou praat. Dit laat ons toe om vir God te aanskou. Dis 'n venster tot hom. Ons lees hiervan in verse 2 tot 5, so lees dit gerus saam met my as dit hier op die skerm wys. Dit sê, die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen spraak en geen woorde is nie en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. Met ander woorde, ons hele aarde van ronding tot ronding en ons almal se lewens is geheel en al omsluit deur die teenwoordigheid van God, sy werklikheid wat homself deur die hemelruim openbaar. Daar is geen rigting waarin jy op aarde kan kyk waar jy nie in God vaskyk nie. Dit is die punt hier. Ek wil 'n foto wys wat ek verlede jaar met ons teleskoop kon neem. Dit wys bietjie dof hierso op die skerm. Ek beloof daar's meer aan die gang. Hierdie is die Southern Pinwheel Galaxy. Ek was baie opgewonde toe hierdie ouetjie verskyn in die lig. Dit het in die wintermaande gekom. Dit is 55,000 ligjare wyd. Bedoelende lig vat 55,000 jaar om van die een kant na die ander kant toe te beweeg. En dit is 15 miljoen ligjare weg van ons af. Dit het my 4 ure gevat om genoeg lig deur die teleskoop te trek, net om hierdie galaxy te begin sien en te kan afneem. Dis baie fyn. In die wintermaande gewys, wanneer ons aarde wegwys van ons sterrestelsel af, dan kyk ons in die diep donkertes in. Hierdie volgende foto skuif jy agter, is baie meer beroemd. Baie van julle sal hierdie herken, dis die Orion Nebula. Dit het my net 'n uur gevat om hierdie foto te neem en dis weer in die somer geneem, wanneer Orion in die lug is. Maar net 'n uur gevat om hierdie foto te neem. In die somermaande kyk ons in ons eie sterrestelsel in, hier in Suid-Afrika, in die nagte. En so, die Orion Nebula is natuurlik baie nader aan ons. Dit sit in ons eie Melkweg. In dieselfde arm van die Melkweg as ons sonnestelsel. Dis 1300 ligjare weg van ons af.
en is 24 ligjare wyd. Party van ons dink, ek kan nou kom. Vriende, die hemelruim wemel, met ontelbare verskynsels soos hierdie. En daar is nie net mooi prentjies wat voor in die teleskoop vasgeplak word nie. Daai goeters doen iets in die hemelruim. Dit het funksie. Die hemelruim wemel met ontelbare verskynsels soos hierdie. Meeste daarvan is nie ooglopend vir ons nie. Boonop weet ons ook nie regtig wat al hierdie verskynsels met ons alledaagse lewens te doen het nie. En daarom rig Psalm 19 ons aandag na iets in die hemelruim wat baie meer alledaags is vir ons. Dis die son. Sommige net vir interessantheid, ek kon verlede jaar hierdie volgende foto van die son ook neem. Dit wys hier op die volgende skyfie. Hierdie foto is deur 'n filter geneem wat 99.99999% van die son se lig keer, sodat mens die sonvlekke op die son kan sien. Die foto wys die sonvlekkompleks AR3664 op die skouer van die son. Ek moes weer gaan onthou wat die naam is. Ek het dit geneem om te wys hoe groot hierdie sonvlekkompleks is teenoor die res van die son. Want die son is groot. Die kompleks is omtrent 200.000 km wyd en 15 aardes pas in dit. Die volgende foto het ek onder baie meer vergroting geneem om detail in hierdie sonvlekkompleks te wys. Een van my vriendinne hier by Ligpunt het opgemerk dat dit soos 'n drafsiekie lyk. Toe doop ons dit Godzilla. Dit klink soveel beter as AR3664. Julle in 1859 laas was daar so 'n groot sonvlekkompleks op die son. Van julle sal verlede jaar onthou dat van die aurora selfs opgekom tot by die suidelike kuste van die kontinente. Nou julle so interessant soos wat dit dalk mag wees, praat Psalm 19 in baie ryker taal oor die son as 'n boodskapper. Tegnies 'n tipe engel van God. Wat elke dag oor ons koppe kom skyn met 'n boodskap van God. Die son is 'n engel van God met 'n boodskap vir ons. Aan die einde van vers 5 lees ons, vir die son het hy 'n tent opgeslaan in die hemel. Dan lees ons verder in verse 6 en 7, die son is soos 'n bruidegom wat by sy slaapkamer uitgaan, vol vreugde, soos 'n held wat op die pad hardloop. Aan die een kant van die hemel gaan hy op, en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy hitte nie. Ons weet julle dat die son vir ons die geheim van tyd en van seisoene geleer het vanaf God. Soos wat Genesis 1 ons leer. Maar wat leer hierdie beskrywing van die son ons verder omtrent God? Wel, hierdie volgende foto uit een van ons tuine by die huis maak hierdie punt redelik eenvoudig. Tussen al hierdie oorgroeide onkruid, ek beloof regtig staan 'n spul marog en lucern ook. Julle, dis als 'n seisoen se kos, 'n hele seisoen se kos vir ons bokke wat die son vir ons gee. Ons waardeer dit. In die winter wanneer die son net bietjie noord skuif, is hierdie selfde stuk grond leeg, dis kaal, dis bruin en is dood. Nie eers die akedisse wil oor dit loop nie. Die son bring nie net tyd en seisoene vanaf God nie, sodat ons lewens sinvol kan inrig nie, maar dit bring lig, dit bring lewe, elke liewe dag vir elke liewe ding op aarde. Die son is 'n daaglikse ingryping van God. Dit is waar die woord daagliks sy betekenis kry. Die verafgod van die Southern Pinwheel Galaxy en die Orion Nebula kom elke dag na ons elke liewe een se persoonlike lewens toe deur die son. Vir ons elkeen wat hier sit vanoggend beteken die son elke dag iets anders. Ons dink net nooit daaroor nie. Maar ons hang ons lewens elke dag aan dit. Dit bring God se teenwoordigheid na ons toe. En saam met dit bring dit sin, lig en lewe vir ons. Ons is geheel en al afhanklik van God vir dit. En julle, dit is die daaglikse boodskap van die son. Hoe lyk die drones in New Jersey nou?
of die skerm in Beijing. Daarom julle vir 'n standvastige, sinvolle bestaan, vir betroubare lig vir ons pad, vir onuitputbare lewe vir ons siele, kyk ons na God. Dit is die boodskap van die son. Dit is wat die Psalm ons vra om te aanskou vir perspektief. Bo al die vlietende begeertes, al die bedreigende vrese wat ons lewens dikwels verstrengel, is daar hierdie groter realiteit wat ons in die gesig staar. Om hierdie gedagte te verdiep, word die son ook beskryf as 'n bruidegom in die verse wat ons gelees het. Dis bietjie grafiek as jy mooi dink oor wat hier gesê word. Hierdie bruidegom kom uit sy bruidskamer uit na 'n nag en hy's redelik opgewonde oor die dag. Julle, ek het die voorreg gehad om vroeër in Desember 'n paartjie te trou. En dit was merkwaardig om te sien hoe 'n jong man vol vreugde sy hele lewe daarin toewy ten koste van homself om vir sy vrou te sorg. Die van ons wat al so ruk lank getroud is, weet dat dit makliker is om sulke beloftes in vreugde te maak, want jy weet wat kom die nag, as om dit in vreugde te bly hou die volgende dag. Maar dit julle is die gedagte hier met die son. Dit verkondig die boodskap dat God vol vreugde vir ons sin en vir ons lig en vir ons lewe wil gee. Hy verheug hom oor ons. Hy is 'n bruidegom vir ons. Dit is uiteindelik julle hierdie boodskap van die son wat ons weet in die goeie nuus van Jesus na vore kom. God het as mens gekom om vir ons 'n bruidegom te wees. Deur Jesus se selfoffer wat ons sonde kom betaal het en wat ons geheel en al skoon gemaak het. Skoon, silwer skoon. Het God vir ons 'n bruid se kleed kom gee, haar skoonheid, en homself vol vreugde aan ons kom verbind. Deur die opstanding van Jesus weet ons, uit die dood uit weet ons dat hy vir ons ook nuwe lewe kom gee. Ons is nou deur geloof in Jesus die bruid van God. Ons vind ons sin, ons vind ons lig, ons vind ons lewe in ons verhouding met hom. Hy is ons bruidegom. Hy is ons son. Dit is wat die Psalm ons vra om te aanskou. As jy wonder wie God is, kyk na die son, want dit verklap sy waarheid. Dit is waarom Dawid hierdie Psalm in vers 15 kan eindig met die woorde: Here, my rots en my verlosser. Dis 'n bruid wat met haar bruidegom praat. Julle, ons eerste punt vanoggend is om die Here so te aanskou. Ons moet hom reg aanskou en sien vir wie hy is. En dit bring ons na ons tweede punt toe wat daaruit volg, en dit is om die Here daarom dan ook te vertrou. Baie belangrike punt hierdie, om die Here daarom dan ook te vertrou. En ons sien hierdie gedagte daar in verse 8 en 9 so. Weer lees dit gerus saam met my, so op die skerm wys of op julle blaadjies. Dit sê die wet van die Here is volmaak. Ons gaan nou van die son na die wet. Die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalinge van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die onkundiges. Die opdragte van die Here is reg. Dit maak die hart bly. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verhelder die oë. Met ander woorde, die God van die hemelruim wat getrou vir ons elke dag sin en lig en lewe gee deur die son, is ook die God wat met ons praat deur sy woord aan ons. Soos ons elke dag vir God kan aanskou deur die son, so kan ons elke dag ook die woord van God aan ons vertrou. Dis een en dieselfde werklikheid. Hierdie Psalm maak nie onderskeid tussen die son en die wet van God nie. Dis een werklikheid van hom. Die wet van die Here waarvan hier gepraat word, sluit in al sy vermaaninge, al sy opdragte, al sy troostinge, al sy raad, al sy waarskuwings, al sy beloftes en al sy leiding soos wat ons dit in die Bybel leer. Dis als brokkies son vir ons. Dit gee nuwe lewenskrag. Dit is betroubaar.
dit gee wysheid, is reg, dit maak jou hart bly, dit is suiwer en dit verhelder ons oë net soos die son. Julle, ons almal worstel natuurlik met vertroue op die woord van God, of dalk is ek die enigste een, ek worstel met vertroue op die woord van God. En ek dink ons almal worstel veral met God se woord van vergifnis, van aanvaarding, van aanneming, van genade, van redding, van goedgesindheid teenoor ons, van sy welwillendheid teenoor ons, van sy liefde vir ons. Dit is die woord van God waarmee ons die meeste sukkel. Want ons is almal baie bewus van ons sonde, hoe onwaardig ons eintlik is, en al die onomkeerbare gevolge wat dit bring waarmee ons maar moet saamleef. Ons het almal die begeertes wat net nie bevredig word nie. Ons het almal vrese wat werklik word. En te midde dit als lyk dit nie op die oog af of God altyd betroubaar is in sy woord aan ons nie. Maar so seker soos die son wat ons elke dag aanskou, wat God se lig en lewe getrou vir ons bring, is die woord van God aan ons. En dit is wat Psalm 19 ons hier leer. Dit haak die betroubaarheid van God aan die son en nie aan ons interpretasie van ons omstandighede of lewens nie. Dit haak dit aan iets groter as dit wat ons ervaar. So seker soos die son wat ons elke dag aanskou, is die woord van God aan ons. Dis wat Psalm 19 ons leer. Wat 'n wonderlike perspektief, julle. Nou, in ons eie huis moes ons dit onlangs self weer leer. Ons is redelik streng in die huis oor selfone in die hande van ons kinders. Want as ouers weet ons hoe gevaarlik selfone kan wees en mamma en pappa sukkel self met die goed. Vroeër in Desember het ons oudste van 11 een van ons fone kom vat terwyl ons slaap. Dalk is dit net in ons huis waar dit gebeur. Maar dis wat hy gedoen het, terwyl ons slaap en onder sy komberse ingeklim om daarmee te speel. Toe ons hom betrap daarmee, het ons gou agtergekom dat dit nie die eerste of die tweede of die derde keer is dat hy dit doen nie. Die mannetjie is al uitgeslaap met hierdie ding. Julle, ek was vir 'n dag of twee regtig teleurgestel in my kind. My hart was net teleurgestel in my kind. Teleurgestel in my kind, bekommerd oor sy neigings, en hy natuurlik het baie skuldig gevoel oor die ding. En hy kon sien pappa is teleurgestel in hom. Pappa hoef nie eers iets te sê nie, wys net daai teleurstelling. Dit het hom geknak in skuld. En julle, dis waar die Here se woord met ons moes kom werk het, soos 'n son op 'n donker dag. Die Here moes my herinner dat my kind se streke, maar soos sy pa se streke is, die appel val nie ver van die boom af nie. En dat hy besig is om met dit te werk, want ek kan getuig dat die Here in my lewe werk met al my streke. Daar's hoop vir my kind. Gegewe God se woord van vergifnis, aanvaarding, genade, redding, welwillendheid, liefde, al die lewenshoop wat dit bring, moet en kan my hart teenoor my kind meer wees as teleurstelling. Ons hoef nie daar vas te sit nie. Dit het my eie hart vrygemaak. Ek moes my teleurstelling en my kommernisse oor my kind vir die Here gee. En ek moes hom vertrou met die lewe van my kind. Net soos wat ek hom vertrou met my eie lewe vol streke. En dis toe, julle, dat ek begin sien in daardie lig hoe goed die Here eintlik was deur my kind se streke te ontbloot. Die Here skyn sy lig op hom. Dis wat die son doen terloops. Met dit nou in plek, hier in my eie hart, roep ons toe ons kind na die tafel toe en ons vertel hom dat hy verkeerd opgetree het, maar dat mamma en pappa juis in Jesus vertrou, omdat ons eie lewens ook vol verkeerde dinge is. Natuurlik op hierdie punt het ons kind sy kop op en af geskit, want hy stem heeltemal saam. Hy is goed bewus van mamma en pappa se verkeerde lewens ook, nee. Ons deel toe met hom die woord van God, Johannes 1 vers 9. Ons maak dit oop, as ons sonde bely. Hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons
ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Ons bid toe saam as 'n gesin om die Here te vertrou in hierdie woord van hom. Ons het eintlik geleentheid gehad om die goeie nuus met ons kind te deel. Papa moes bely dat sy teleurstelling en sy kommernis die oorhand gekry het bo die beter woord van God. En ons kind moes bely dat hy ongehoorsaam aan sy ouers was en skelm dinge begin doen het. En ons almal moes toe God se woord vertrou dat hy ons almal vergewe en dat hy beloof om ons van alle kwaad te reinig, om hierdie verkeerde dinge in ons lewens te werk, net soos wat hy reeds daarmee besig was deur ons lewens so te kom ontbloot, net soos wat hy besig was daarmee soos wat die son in die lug gehang het. Julle, dit was vir my persoonlik besonder om te sien hoe ons kind die Here se woord vertrou het. En ek kon sien hy die Here se woord vertrou, want die wolk van skuld wat oor hom gehang het, het gelig. Ek het die son sien kom. Dit het gelig, hy het nuwe lewenskrag gevind. Sy oë het weer verhelder. Sy hart het weer verbly. En so was dit vir ons. En dit is wat Psalm 19 ons hier wys omtrent die woord van die Here. Ons moet die woord van God leer vertrou, want dit gee vir ons lewe, veral wanneer ons ander streke ons na doodloop te bring, wat dit gereeld doen. Dit is wat Psalm 19 ons hier leer. Bly kom na die woord van die Here toe in die doodloopstrate. Julle, is uit sulke vertroue op God se woord, dat Dawid self hier in vers 13 en 14 skryf, wie het insig in sy onbewuste dwalings? Ons ken onsself nie eers nie, tot die Here se lig nie met ons begin werk nie. Wie het insig in sy onbewuste dwalings? Spreek my vry van verborgde sondes, weerhou u dienskneg ook van vermetelheid, laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredings. Dawid is bewus van sy eie afhanklikheid van lig en van lewe vanuit God se woord. En soos wat hy die getrouheid van God in die son elke dag aanskou, so leer hy ook vertrou op die woord van God, om soos die son vir hom te wees, om alles wat duister is in hom te kom verlig met God se beter lewe. En dit julle is 'n goeie gebed vir 2025 vir ons elkeen. Kom verhelder my lewe met jou lig en gee my die moed om daar te staan en vir jou son om sy werk te doen. Vriende, dis 'n gesonde perspektief vir ons elkeen hierdie jaar. Bly in die goeie stryd om die Here se woord te vertrou, want dit sal soos die son wees vir jou. Bly of word deel van 'n gemeenskap mense, soos Ligpunt, soos baie ander gemeenskappe, soos Ligpunt in Pretoria, wat hierdie perspektief op die lewe wil nastrewe. Wat gereeld saam wil kom om die woord van God te ontdek, om dit te verken, want dit gee nuwe lewenskrag, dit verhelder ons en dit verbly ons. En dit is wat ons stad nodig het. Ons eerste punt vanoggend was om die Here se getrouheid in die son te aanskou. En daarom kan ons tweede in sy woord in ons vertrou. En dit julle bring ons hier by die derde en die laaste punt, en dit is om die Here se woord te onderhou. Julle sien wat ek gedoen het met daai 3 woorde. Aanskou, vertrou, onderhou. Die laaste punt, ons onderhou die woord van die Here. Vers 10 lees ons, ontzag vir die Here is rein. Dit hou vir altyd stand. Met ander woorde, die God wat ons elke dag deur die lig van die son aanskou, wie se woord ons daarom kan vertrou, beteken dat die enigste regte, reine, standhoudende verhouding met hom een van ontzag is. Met ander woorde, ons besef ons afhanklikheid van hom en gehoorsaam hom daarom. Ons onderhou sy woord. Verse 11 en 12, as jy daarna wil kyk, leer ons dat ontzag vir die Here of die onderhou van God se woord, dat dit goud, nie net goud nie,
maar 'n oormaat fyn goud, dat dit heuning, nie net heuning nie, maar 'n soet heuningkoek wat drup, en dat dit groot beloning vir ons lewens inhou. Dis oortreffende beskrywinge hierdie, van wat die onderhou van God se woord na ons lewens toe bring. Die vraag is, stem ons saam met dit? Stem ons saam met dit? Ek het met my Desember vakansie so 'n krapperige begeerte gehad om alleen, stoksiel alleen, in die Groot Karoo te gaan sit met 'n pyp in my mond en 'n koffie in my hand. Dit was my groot plan. In 'n boek oor die Karoo skryf een boer, nogal in Engels ook, so hoor 'n boer wat Engels probeer praat hier in die Groot Karoo. Hy skryf, in the Great Karoo, I am like an eagle. I look all round and see no one, not even the smoke of a neighbor's chimney. That is why I love the Great Karoo. Vriende, ek kan dit nie beter stel nie. Ek wou daai arend in die Karoo gaan wees het. Wat ek eerder gekry het was 'n huis in Pretoria, vol skete en krake om reg te maak, 'n klomp gras om te sny want ons wou mos bid vir reën na die hittegolf, 'n vrou wat te bly was, ek was daar om die kinders aan te spreek sodat sy bietjie naaldwerk kan doen, en 3 seuns wat na my kyk met plannetjies vir my dag, en 'n preek om te skryf vir vanoggend se samekoms. Party dae wou my vlees oorvat, party dae het my vlees oorgevat, ek bly net, sodat ek almal wegstoot, net my eie ding probeer doen, en mislik en geïrriteerd raak as iemand aan my krap, sodat almal en selfs die honde sal verstaan, die arend het nou gevlieg. Laat iemand durf om 'n rookie op te trek iewers in die huis, laat iemand durf om my vlerk te kom pluk. Maar dan, wanneer ek gekry het wat ek soek, het ek gou agtergekom, die goud, die fyn goud, is swaar lood. Die heuning steek soos 'n byse angel, en die beloning bring skuld. Want almal in die huis moes nou die laste dra vir my om te kry wat ek soek op die stoep, wat ek die Karoo gedoop het. Ander dae julle het die Here se woord deurgedring tot my, en woorde soos die van Filippense, wat praat van ander se belange wat voorkeur kry, want dit is die gesindheid van Jesus teenoor jou, en dit bring die beter lewe. Dan het ek gedink, wie sou dink dat hierdie doodsheid wat die Here my na toe roep, dalk bietjie lewe kan bring. Dan soos die Here my gehelp het om dit te vertrou en dit te onderhou, het die dag oopgemaak voor my. Nie met die groot, vrye horisonne van die Karoo nie, maar uit op 'n baie nouer en moeiliker paadjie. Maar 'n paadjie, sal julle glo, vol beloning, versteekte goud en lekker heuning. Min mense gaan op die pad, en so daar's oormaat van dit als. Dit wat party daar soos geweldige selfopoffering gevoel het, en gehoorsaamheid tot God se woord, het my eintlik kom beloon. Ek het kosbare tye met my vrou en kinders daaruit gekry, wat ek eintlik vir niks sal verruil nie, soos ek terugdink oor hierdie vakansie. Ek kon my seuns leer om gras te sny, met boere te werk, sien ek werk tog met 'n plan vir die volgende vakansie. Om legkaarte te bou, om fiets te ry, wiele reg te maak. En julle deur dit als het ek hulle genot in ons tyd saam eintlik die meeste geniet. Die glinster in hulle oë, die oomblikke saam met pappa, daai klas van dinge. Soveel meer as die vrye arend in die Karoo. Soos ek hulle kon besig hou, het my vrou se naaldwerk netjies 'n boeksakkies in elke kind se skooltas kon sit. Die huis se skete en krake lyk weer alrighterig genoeg vir die dominee om te kom kuier. Die gras moet natuurlik weer gesny word want dis weer lank. Maar julle, die punt is, die woord van God wat soms soos 'n baie nou pad kan lyk, is tog 'n pad van skatte. Om dit te onderhou, bring groot beloning vir ons. Dis die derde punt wat Psalm 19 vir ons maak. En dit alles begin met die hemelruim, waar God homself aan ons openbaar. Vriende, ek gaan vir ons afsluit. Psalm 19
gee vir ons regtig goeie perspektief. Eenvoudige maar goeie perspektief. Dit vra dat ons die Here sal aanskou soos die son vir ons. Belangrik om die Here reg te aanskou. Beskou die Here soos die son vir ons. Wat hy elke dag bring om vir ons lewe te gee. Dit sal God elke dag vir ons wees. Dit vra dat ons op 'n soortgelyke manier die Here se woord sal vertrou as 'n bron van lig en van lewe vir ons, veral op die donker plekke waar ons onseker is. En dit vra dat ons dit sal onderhou vir die beloning wat dit vir ons bring. Julle, mag die Here ons elkeen rig hierin, mag die Here ons elkeen help hiermee, mag ons die Here so bly vind hierdie jaar. Kom ons bid en ons vra dat hy dit sal doen. Ja, Here, dankie vir hierdie psalm vir perspektief. Dis 'n pragtige psalm, dis goeie perspektief. Here, dankie vir u woord aan ons. Help ons elkeen om die son wat u vir ons gee bo ons koppe te bly aanskou wanneer die lewe donker voel. Help ons om te vertrou dat die woord vir ons 'n soortgelyke bron van sin, van lig en lewe wil wees, sodat ons sal werk daaraan om dit te onderhou, want die beloning is groot. Here, Dawid eindig hierdie psalm in vers 15 deur te vra dat die woorde van sy mond en die bepeinsing van sy hart vir u aanvaarbaar sal wees. Here, mag dit ook perspektief bring vir ons. Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Baie dankie, vriende. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.